Ek groet elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus. Baie welkom vanaand by ons regstreekse uitsending oor 'n belangrike en een van die mees interessantste onderwerpe, waar vir my ook 'n deel van 'n boek wat ek al gedoen het en geskryf het oor die geestelike oorlogvoering, die demoniese magte en die wonderlike gedeelte van wat 'n mens geniet in die woord van God. Ek hoop jy het vanaand jou skryfding. Ons gaan vanaand 'n reeks doen. Baie welkom aan elkeen. Kom ek groet jy's 'n paar mense. Ek het ook 'n vraag wat ek wil maar beantwoord oor 'n welbekende onderwerp. Goeienaand Thys. Goeienaand Getryda. Goeienaand Wendy. Ek wil net hierdie dingetjie reg hê vanaand. Annie, kom ons gee vanaand vir mense lekker kans om op te klim. En deel van jou evangelie is share hierdie boodskap, deel hierdie boodskap. Jy is 'n koningskind, jy het die mag en die autoriteit om die woord te gaan verkondig. Amen. Johanita, goeienaand, hoe gaan dit? Hallo Lana, hallo Marshall, goed aan julle, Delinda, Cassie, hoe gaan dit met julle? Hallo Katie, hallo Esther, hallo Leonora en Chris, hoe gaan dit met julle? Hallo Tenis, daar sê die mense klim op, asseblief druk die share button. Vanaand het ons 'n wonderlike onderwerp waaroor ons gaan praat. Man, my kantoor lyk baie chaoties. Ek kry eintlik skaam vir my kantoor, wil julle nie wys nie, maar just hou so 'n werkende manier van hoe 'n mens jou navorsing. Luister, ek wil jou bemoedig om vir jou regtig stuurmateriaal te kry oor. Ek het nou 'n Bybelhandboek, ek het ongelooflike boeke oor navorsing wat 'n ou gebruik. Hier is onder andere een van my gunsteling boeke, die A tot Z Openbaring. Hier is baie interessante boeke. Lorika, hallo Annelie, ek hoop nou nie ek het iemand gemis nie. Yes, kom ons kyk gou. Goed met julle. Yes, kom ons gaan aan. Daar sê, hallo Jackie, Marie, hoe gaan dit? Hallo Andries, hallo Elnita. So ja, kry vir jou lekker stuurmateriaal om jouself net vir jouself, om jouself te verryk in die woord van die Here. Laat dit nie vir jou vervelig is nie. Baie mense sê om die Bybel te lees is vervelig. Dit vat. Hallo Eben, goed met jou my Pelly. Hallo Wanda. So ja, ek wil jou vanaand nooi. As jy enige getuienis het, as jy enige vrae het, asseblief stuur dit vir ons op ons gebedslyn. Sit dit vir ons in die comments of op ons Messenger, of dan gaan ons 'n vraag antwoord waar ons kan. Hier het ek 'n belangrike vraag. Wat van weer gedoop word? Wat ek gou vanaand wil behandel oor iets, of net 'n vraag wil antwoord. Ek het 'n aantekening gemaak dat ek die persoon nie verkeerd verstaan nie, en dat ek die persoon reg kan antwoord wat ek dan hier geskryf het. Hallo John, goed en julle, kom ek groet nog so 'n bietjie mense. Wees maar geduldig vanaand. Ons begin vanaand met 'n wonderlike reeks, 'n deel 1 reeks oor wat leer die Bybel ons oor demoniese invloede in vandag se wêreld. En ek dink dit is baie belangrik. Amanda, hoe gaan dit? Hallo oom Fred. So, ek kom vanaand eerstens en ek pleit die bloed van Jesus. Hierdie is 'n wonderlike onderwerp, maar tog ook vir baie mense iets niets. En dit is vir baie mense iets vreemds, en mense vra, is daar werklik sulke goed? Ja, bestaan die duiwel, die bose magte, die aanslag, verskillende goed. So ja, ons gaan bietjie lekker saam kuier, en dit is baie belangrik. In my jare van bediening, die ervaring van aanslag, van demoniese magte, van mense, van manifestering. Hallo Cindy, gaan met jou? Het ek al baie ervaring oor dit gehad. Duiweluitdrywing, gesien hoe hulle manifesteer, astro traveling. Daar's baie goed wat ons gaan bietjie behandel oor 'n tyd, en ek wil hê jy moet bietjie geduldig wees, en dit is 'n lekker reeks om dit te doen. So, kom ons begin vanaand, en ek bid en ek vra dat die Here vanaand vir ons die helm van verlossing sal oorsit, die swaard van die Gees, die woord van God vir ons sal oopbreek. En ek pleit die bloed van Jesus Christus. Onthou, die bloed van Jesus het die grootste gesag in jou lewe. Het die grootste gesag in die kerk vanaand. Hallo JB, hoe gaan dit? En dit is baie belangrik. Wendy Ann, goeienaand. So share die boodskap weer. Ek bid dat die Here vanaand hierdie woord vir jou sal oopbreek, en dat dit vir jou interessant sal wees. Goed. Ek het 'n goue vraag, kom ons behandel gou hierdie vraag. Wat sê die Bybel oor weerdoop, en wat sê die Bybel oor doop? En ons moet baie versigtig wees
En dit is vir my belangrik. Ek sien baie kere, selfs mense wat al by my in die kerk was, as hulle na 'n volgende kerk toe gaan, dan word hulle, mense, elke kerk, jy weet die bokmense, die church hoppers, waar hulle gaan, by elke kerk waar hulle kom, ek dink hulle maak sertifikate by mekaar. Miskien is dit die enigste sertifikaat in hulle lewe wat hulle ontvang. Ek weet nie, ek bedoel dit ook nie lelik nie, maar miskien is dit seker iets wat hulle ontvang. Van elke kerk kry nou 'n sertifikaat en elke pastoor wat net doop en daai goeders. Luister gou. Wat vir my belangrik is, die doop is 'n onderwerp wat ek al baie oor gepraat het en ek sal weer daaroor praat, maar ek wil vanaand spesifiek praat oor wat van weer gedoop word. Wat sê die woord van die Here of wat sê die Bybel en wat is die regte manier van dit? Goed. Efesiërs 4:5 kom Paulus en dan skryf hy hierdie: een Here, een geloof, een doop. Hoor gou mooi, een doop. Die algemene Bybelse beginsel is dat die Christelike doop nie herhaal word nie. OK. Pastoor, asseblief, hou op om jou eie beeld te blaas, hou op om jou eie, doen navorsing, die waterbad is belangrik. Die woord sê in Efesiërs 5 vir ons daar in 26, om dit te heilig, dat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Hoor gou baie mooi. Ek sê nie dis verkeerd nie, want ek gaan dit nou nog sê, maar daar is een belangrike voorbeeld, en ons sien dit in Handelinge 19, ek gaan die aanhaling van die Bybel hierso sit. Paulus ontmoet die disippels in Efesië, en dan kom en dan vra hy, waarmee is julle dan gedoop? Onthou julle, dit is wat hy gevra het, waarmee is julle dan gedoop? Kom ons kyk gou. En hulle het wat geantwoord? Hulle het geantwoord en hulle het gesê met die doop van Johannes. So die persoon luister dalk nou vanaand wat die vraag gevra het, en ek hoop ek antwoord jou en dat jy dit kan verstaan, as jy dit nie kan verstaan nie. Want Johannes se doop was 'n doop van bekering, wat vooruit gewys het na die komende wie? Jesus, na die komende Messias. Ek wil hê jy moet verstaan waaroor dit gaan. Die doop gaan oor iets baie belangriks, en dit is wat vir my uitstaan oor dit. Toe hulle die volle evangelie, die krag van die woord van Christus hoor, en in hom glo, is hulle in die naam van die Here Jesus Christus gedoop. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit was nie 'n herdoop nie. Ek weet nie waar kom mense, en ek verstaan dit dat baie mense kom, en ek wil juis hierdie ook vanaand sê, waarom of wanneer oorweeg sommige Christene om weer gedoop te word? En ek wil net vir jou hierdie in 'n balanserende manier verduidelik. OK. Verskillende kerke hanteer dit verskillend, en ek wil dit hê jy moet dit verstaan. Party kies om weer gedoop te word. Ander kies, as jy in my kerk is, moet ek jou doop. Ander wil tog hulle sertifikaat vir jou gee, of wat ook al dit mag wees. Maar ek wil hê jy moet iets verstaan. Miskien was jy gedoop as 'n baba, dis nie 'n doop in elk geval nie, dit is net 'n watersplatsel op jou voorkop. Wat? Inseën, dis die woord, ekskuus tog. En daarom wil party mense sê, nee, maar nou dat ek tot bekering gekom het in die geloof, in die evangelie, in die krag van Jesus Christus, dan kom hulle en hulle sê ek wil gedoop word. So daai is 100% reg, en later in hulle persoonlike geloofslewe gaan hulle deur die onderdompeling, deur die waterdoop, deur die waterbad, en dan besef hulle dat hulle eerste doop nie uit die geloof of gehoorsaamheid was nie. Hoor gou mooi, want hulle was nog 'n babietjie, hulle het nog nie regtig deur die geloof gegaan om te sê ek neem Jesus Christus aan as my saligmaker, my verlosser nie. En jy wat dit nou al gedoen het, jy wat van die een kerk na die ander kerk spring om gedoop te word, ek wil net vir jou sê, gaan hoor by die Here. OK, dis wat ek gaan sê. Want wat is jou motief? Wat is jou motief? Moenie gedoop word omdat ander dit doen, of omdat ander jou moet sien, of uit emosie, of uit vrees, of wat ook al dit moet wees nie. Ek wil jou net so antwoord vanaand. Word gedoop omdat jy Jesus aangeneem het uit die liefde van Christus, gehoorsaam aan sy opdrag, die gehoorsaamheid deel van hierdie opdragte wat die Here ons deurgee, is 'n opdrag, 'n begeerte om jou geloof openlik te bely. Dis wat dit beteken. En dit is waaroor die doop gaan vanaand. En ek wil net dit vir jou gee, en dit is waaroor ek wil praat. Hallo Johan, hoe gaan dit? En dit is vanaand die vraag wat ek gaan antwoord. Ek hoop nie ek het te veel tyd gevat nie, nee, maar dit is belangrik om iemand te doop. Kom ons kom terug vanaand
dan na ons tema toe. Wat leer die Bybel ons oor demoniese invloede in vandag se wêreld? Nou goed, blaai gou saam of lees saam. Hierdie is belangrik. Hierdie moet jy gaan merk. So ons gaan vanaand deel 1 doen. OK. So as dit nou vanaand vir jou so half bietjie nie verstaanbaar is nie, kom ons deel en ons begin by die begin sodat jy dit kan verstaan. Paulus kom in Efesiërs 6. Maak gou jou Bybel oop daar by Efesiërs 6 want jy moet dit lees. Dit is baie belangrik. Ek wil nou nie ook die Griekse goed uithaal nie, maar eendag sal ons by al hierdie goed kom wat dit alles beteken. Maar hoor gou wat skryf Paulus vir ons. Paulus skryf vir ons, hy sê, want ons worstelstryd, ek wil hê jy moet die worstelstryd omkring, of merk, of iets, want ek gaan jou hier vanaand leer oor dit. Want ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede. Hoor gou mooi. Teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van die eeu. Hoor wat sê die woord van die Here? Teen die bose geeste in die lig. Verstaan jy dit wat sê hy vir ons daar? Ons leef in 'n tyd, geliefdes, waar baie mense of die bestaan van die geestelike wêreld, hulle ontken dit of hulle raak oormatig gefokus daarop. So wat beteken dit? En hier kom die Bybel, en is so belangrik om die Bybel en die leringe van dit te hê. Die Bybel leer egter dat daar 'n werklike geestelike stryd is. Hierdie is die swaard. Hierdie is die waarheid. Die woord van God maak my en jou vry vanaand. Ek en jy kan nie teen hierdie groot boek, deur hierdie woord, ek hoop jy is lief vir jou woord, ek hoop jy kry vanaand 'n antwoord. Ek en jy kan nie teen hierdie goed stry nie. Verstaan jy? Ek en jy kan vanaand sê, Jesus is liefde, Jesus het baie dinge gedoen. Weet jy dat mense sê, dat hulle teen die kerke praat, teen die pastore praat, en die pastore praat, ag, kom net na ons kerk toe, ek sê jou, kom na my toe, ag, iemand het jou, mense, weet jy wat, dit is soos 'n kind wat gaan val, wat sy kop staan, sy tand breek, mense gaan jou seermaak, maar weet jy wat, as jy as 'n prediker nog vandag vir mense hierdie goed leer, is jy vals, as jy heeltemal, en die woord praat van jou, en hoe ook al dit mag sê oor dit, jy sien, want hoekom sê Naps dit, want God is 'n God van orde, hy's nie 'n verdeelde God nie, jy moet ophou om jou eie koninkryk te bou, dit is oor die algemeen waar 'n mens dit sien, en jy as 'n mens, as 'n kind van die Here, om agter 'n naam op die grootheid aan te hardloop, jy verstaan, waar jy verdwaald is, omdat jy sekere misleidende kry, want ons gaan nou oor hierdie praat, ek sê dit sommer in die begin, dat jy dit kan verstaan, so die gees en die waarheid van alles is, jy gaan seer kry, mense gaan jou seer kry, die pastore gaan jou seer kry, en hierdie einste pastore wat so praat, hulle is mense wat mense seer gemaak het, hulle is mense wat in elk geval so vals is, en so skynheilig is, en so voorgee in daai goed. You know what, jy kan nie, ek wil eintlik vanaand vir jou sê, jy kan nie voorgee nie, Jesus weet wie jy is, ek kan nie voorgee nie, Jesus weet wie ek is, hy ken my karakter, hy ken my manier van hoe ek operate, as ek dit so mag sê, ek wil nie die lelike woord so tussenin meng nie, maar ja, goed, ek wil hê jy moet dit verstaan vanaand, jy moet jou identiteit kry, in wie jy is in Christus, ek sê dit baie, want jy sien, Satan en die bose is 'n werklikheid, maar hulle is nie gelyk aan God nie. Die aanslag gaan nog steeds kom, al gaan sit jy in watter kerk, al kom jy na my kerk toe, al kom jy na die volgende kerk toe, al gaan jy na die wonderlikste kerk toe, en julle, wat mense so jaag, die pastore, julle ook, jy gaan die aanslag kry in jou lewe, elke dag van jou lewe, en dis hoekom, ek wil jy moet hoor vanaand, want dit is 'n werklikheid, jy kan komment vanaand, hoor, jy is welkom om te komment. Ek sê hierdie goed, want dit is belangrik. Ek sê hierdie goed sodat dit deel is van een van die bose geeste, want ek gaan daarby kom, ek wil vanaand praat oor die gees van misleiding. Ek moet vanaand met dit praat, sodat, want jy sit daar, jy's mislei, jy's doof, jy's blind, jy sien nie die waarheid nie. God is almagtig. En Christus het deur sy kruis, hoor gou mooi, en deur sy opstanding die finale oorwinning behaal. In Kolossense 2 vers 15 sien ons dit, en ek verstaan dit, dis wat die kerke verkondig vandag. Hulle wil nie oor die bose goed praat nie, want as hulle oor die bose goed praat, en hulle praat oor dit, word mense bang, mense gaan doen selfondersoek, mense begin te vrees,
en dit, juis moet jy nie. Juis moet jy sterk word, juis moet jy Efesiërs 6, die wapenrusting, hier vanaf vers 10 af, moet jy begin inneem vandag, sodat jy kan begin uitstyg om vir die wêreld te wys, wie is jy as kind van die Here? Jy sien, die kerk maak jou eintlik lam, hulle verdoof jou, hulle gee jou so 'n verdowingsmiddeltjie, verstaan jy? Deur die prosperity preaching, deur die ek wil nog 'n mooi woord vir dit gaan kry, luister gou mooi, my vraag vanaand is, wat beteken worstelstryd? Wat beteken worstelstryd? Ek wil nou nie mense aanval nie, dit klink of ek mense aanval glad nie, maar mense is die ding wat Satan gebruik. Wat beteken worstelstryd? Hierdie vers is een van die duidelikste beskrywing van die geestelike oorlog waarin elke gelowige betrokke is. Hoor gou mooi. En Paulus gebruik nie hierdie vers toevallig nie. Hy gebruik nie hierdie woord, hallo Roy, hoe gaan dit my boetie? Hy gebruik nie hierdie woord worstelstryd toevallig nie. Skryf dit neer. Skryf dit neer. Jy moet hierdie woord vanaand weer gaan luister. Hoor gou mooi. Ek vra vir jou vanaand, hoekom is hierdie vers of hierdie woord worstelstryd so belangrik? Wat beteken dit? Ek haal hierdie een stuk woord uit, hierdie woord van worstelstryd. En Paulus kom en hy gebruik nie hierdie toevallig nie. Hy gebruik hierdie worstelstryd vanaand omdat hy gekies het. Hy het die beeld gekies wat sy lesers in die Romeinse wêreld goed sou verstaan. Hy gebruik hierdie worstelstryd in vandag se tyd sodat ek en jy dit kan verstaan. En weet jy wat beteken dit? In die Griekse beskrywing, in die vertaling daarvan, en ek gaan gou vir julle die beskrywing van dit gee, verwys na hand tot hand geveg, stoei of worstel. Ons het groot geword met die stoei in die alledaagse tyd, in die Grieks-Romeinse stoei waardeur ons gegaan het, en die grepe waardeur jy geleer het juist deur hierdie goed gekom. En dit is waar hierdie name van die stoei vandaan gekom het. Jy sien, want jou lewe, jou worstelstryd elke dag is 'n stoeigeweg. En dit is wat die Grieks dit na toe verwys. OK. En Paulus skryf dit vir ons. Hy sê hierso vir ons dat, ek wil hierdie boek gou vir jou hier lees. Hy sê dat Christus het reeds die magte van die bose verslaan. OK. Dit weet ons. Hulle taak is om vas te bly staan op hulle pos deur God se wapenrusting van waarheid. Hoor gou mooi. Vryspraak, die evangelie van vrede, geloof, verlossing en die woord van God aan te trek en te gebruik. Verwysing terug na 1 Tessalonisense 5 vers 8. Ons het gebed nodig om die wapenrusting van God te gebruik. Hoor daar, ons het gebed nodig om die wapenrusting van God te gebruik. En dit is uiters belangrik sodat ek en jy dit kan verstaan. Hoekom is daar elke dag 'n aanslag op jou lewe? Hoekom is daar elke dag 'n aanslag op jou familie se lewe? Hoekom gebeur dit? Die Grieks verwys terug na die hand tot hand, die geveg, die stoei en die worstelstryd. 'n baie persoonlike, hoor gou baie mooi, 'n baie persoonlike geveg waar twee mense dan fisies teen mekaar worstel. 'n Geveg waar die doel is om die teestander of op die grond te kry en hom te oorheers. So, hoekom kom die Here dan gee hy vir ons die woord, dan sê hy, julle het die mag om op slange en skorpioene te trap. Jy sien maar die vyand het jy op die grond. En as hy op die grond is, moet jy die mag vat. Verstaan jy nou, waar kom dit vandaan? Die mag wat jy het. Die mag wat jy het. En in hierdie reeks gaan ons nog praat oor die siektes binnekort. Ek gaan met jou praat oor die woede van die duiwel, hoekom dit nou op hierdie laaste daar so gegiet is. Ons het 'n lekker reeks wat voor lê. Jy sien, in die antieke Griekse worstelstryde was daar geen afstandwapens nie. Tot in vandag se tyd toe nog. Jy kon nie op 'n afstand bly nie. Die geveg was naby. Jy los nie die geveg by jou werk of by jou huis of waar ook al nie. Nee, dis die krag is by jou, die uithou vermoë en die tegnieke vereis dit elke dag van ons lewe. En daarom kom Paulus en Paulus sê dus, ons voer nie 'n oorlog op 'n afstand nie. Hy beskryf dit as 'n intense, aanhoudende, geestelike konflik. Hoor gou mooi. Waarin gelowiges dan standvastig moet bly. Want hy sê ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede. Goeienaand ou.
Waarom gebruik Paulus dan die beeld van worsteling? Hoor gou, kom ons sê dit gou. Kom ek gee dit gou vir jou deur. Omdat, ja, hierdie moet jy vat, hierdie moet jy hoor, is jy reg? As jy nog met my, kan ek 'n lekker hartjie kry en 'n like kry en 'n share kry daar, omdat 'n worstelgeveg persoonlik is. Mense, weet jy wat, moenie afklim nie, kyk hierdie deur vanaand, dit is baie belangrik dat jy hierdie moet deurklim, kyk vanaand, jy kan dalk miskien later weer kyk, ek verstaan dit. En weet jy wat, Satan probeer nie net stelsels beïnvloed nie, hoor gou baie mooi, hy probeer om mense te mislei, ek gaan nie meer baie lank wees nie, ek beloof julle, hy probeer om mense te mislei, ootmoedig en van God af weg te trek, hoor gou mooi, hierdie is baie belangrik, gelowiges ervaar versoekings, leuns en geestelike druk in hulle alledaagse lewe. Hoor gou mooi. Goeienaand my tannie, hoe gaan dit? Tannie Marlene, goed dan met tannie. Jy sien, 'n worstelaar, as jy vanaand miskien jouself beskryf as 'n worstelaar, kan nie ontspan nie. Jy het angs, jy het vrees, en selfs depressie. Maar is dit altyd 'n demoniese siekte? Ek gaan daarby kom. Daai gaan ek bykom. En dit moet jy nie mis nie, hoor gou mooi, terwyl die wedstryd aan die gang is. Jy sien, jy's die heeltyd voor, jy bekommer jouself. Ok, so ek gaan nie myself in te veel detail deel om hierdie goed te doen nie, daar is nog 'n reeks wat ek dit gaan doen, so ek raak vir jou ligtelik net vanaand aan oor hierdie, en ek hoop jy verstaan dit. Net so roep dan die Bybel ons om waaksaam te wees. Wat sê die woord vir ons? In 1 Petrus 5, kom hy, dan skryf hy vir ons hierso. Hoor gou. Wees nugter, hoor gou mooi, wees nugter en waaksaam. Daar's ongelukkig so baie mense die verderf in onder die invloed van die vyand. Weet jy, vanaand is dit so jammer dat ek hierdie goed moet sê, maar dit is 'n realiteit, dat mense wat alreeds die tydelike verwissel het, onder die invloed weggeruk is deur die boosheid van die vyand. Baie mense het in Christus gesterf, pragtig. Baie mense van ons, en ons grootste begeerte is dat ons in Christus sterf, en ons wil in Christus sterf, omdat ons Jesus lief het. Ons het hom lief met ons hele hart, ons is gehoorsaam, ons wil obey, ons wil doen wat die Here, Lord, we will carry your fire into this world, we will go wherever you want us to go. Hoor gou mooi, hoor gou baie mooi. Ek wil net hê jy moet dit vanaand verstaan. Hierdie is vir my uiters belangrik, uiters belangrik. Hoor gou mooi, daar is mense, en daar is nog mense elke dag, en mense wat môre en oormôre onder die verderf, deur die vyand die verderf in is, onder die krag en die bindinge van die vyand, die ewigheid van God en die Here Jesus nie sal sien nie, en die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dis 'n waarheid. Hoor gou, hoekom? Want die Bybel roep ons tot waaksaamheid, want die Bybel kom en dan sê hy, weet jy wat, jy wat 'n gesonde verstand het, jy wat 'n keuse het, jy wat vandag nog 'n asemtug in jou mond het, want dit is die realiteit van die lewe. Hy sê vir ons, wees nugter, wees waaksaam. Hoekom? Hy sê, want julle teenstander, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hoor gou mooi, hy hou nie op nie, hy word nie moeg nie. Geestelike groei en getrouheid vra volharding. Dit vra volharding. En dan, wanneer dinge verkeerd gaan, dan is dit God wat die skuld kry. Ons kan maar eerlik wees. Want jy sien, hoe lyk jou geestelike volwassenheid? Dit is nou dalk 'n vraag wat ek jou vanaand kan vra. En weet jy wat, bid vir my ook. Maar as jy dalk sê, Jesus, ek skiet tekort aan geestelike volwassenheid vandag, weet jy wat, my geestelike groei en my getrouheid is dalk nie op standaard nie, skryf bid vir my naams, ek wil bid asseblief man, ek wil vir jou bid, ek sal op die kommens gaan, ek sal jou naam voor God noem, bid vir my ook. Ek dink soms faal 'n mens baie kere in dit, en 'n mens vra jouself, hoe lyk jou volwassenheid? Hoe lyk dit? Jy sien, Satan en bose geeste is 'n werklikheid. Jesus self het gereeld met demoniese magte te doen gekry.
En Satan probeer om te mislei, hy probeer om te bind, hy probeer om te vernietig, hy probeer om te verdeel en te vernietig. Herhaal ek myself daar, en hy kry dit reg, Ek gaan vir jou baie getuienis nog vertel in my tye vorentoe. In 2014 het ek met 'n 33 grade luminaat gepraat, wat uitgegaan het juis in kerke om bindings te maak op pastore, en om huwelike op te breek, wat tot ernstige redding gekom het. Ek self is al deur die sataniese kerk aangeval, my naam is daar opgeskryf, ek is al self 'n paar keer probeer om doodgemaak te word, ek was al self deur 'n heks aangeval in die kerk, wat my wou steek met 'n mes, ek was al self onder leiding probeer raak gery deur 'n kar, deur goed en wat hulle skryf, die offeringsfoto's wat jy gekry van jou en jou familie, bewegings en al daai tipe goeders. Man, ek wil jou een ding vertel, as ek dit so mag noem, in my jonger dae in die bediening was soos 'n karretjie tussen hierdie demoniese magte en aanslag gewees. Ek het nou baie gekalmeer in dit in opsigte van dit, maar ek was daar. Ek het tot die uiterste gegaan, jy weet, en dit was vir my dis nog steeds vir my 'n groot passie. Dit is nog vir my steeds 'n groot passie. Jesus kom en dan sê hy in Johannes 10 vers 10. Hy sê, dankie my skat. Hy sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. En dan sien ons daar in Johannes 10 vers 10, maar in Johannes 1 kom hy en dan praat hy van dit. Van wie praat hy? Hy kom en dan praat hy van die valse leraars, hy kom praat van die valse bedienaars en die profete en die mense wat vals is in vandag se tye. Ons weet dit, dis nou nie nuut nie. Maar jy sien, die Bybel kom en hy leer ons dat Satan en die bose geeste daarop uit is om mense weg te trek van God, en hulle kry dit reg. Ek is jammer om dit vanaand te sê, maar hulle kry dit reg. Kerk, ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, ek wil vanaand vir jou in 'n baie ernstige manier sê, jy moet begin bid dat siele by God uitkom. Jy moet begin bid dat die mense weer terugkom in die huis van die Here. Jy moet bid dat die kerke, dat huisgesinne weer restituisie sal ervaar, dat daar weer vanaand redding in hulle huise sal kom. Jy moet bid. Daar is 'n geweldige aanslag, en dis hoekom ek hierdie reeks doen. Julle moet bid asseblief. Die Bybel leer dit, en ek haal baie uit die Bybel uit, want ons sien dit in Johannes 10 vers 10, en ons sien dit in Johannes 10 vers 1. Die duiwel en die bose magte kom trek, hulle is daarop uit om mense weg te trek van God af. En ons gee hulle, die mense nie ek nie, die mense gee hulle die mag. Ja, Roy, nou praat jy van die uitreike. Jesus, ek en nou Roy was al amper doodgemaak by uitreike ook. Ja, nou Roy, die karre kom trek so, hy venstersak so af, ek dog nee, hier is dit vandag ons einde. Maar ja, dis wat dit is, hulle kom so in ons uitreike ingejaag. Ja, die ouens kom maar met baseball bats. Ja, mense, ek wil jou vertel, jy nog nie hierdie goed beleef nie. Ons moet dit weer gaan beleef, ons moet weer in die rofste areas gaan van waar dit is. Maar die probleem is, ek kan nie meer lekker sien in die aand nie. So, nou sien ek hier daai hou en daai goed kom nie. Nee, sommer net 'n grap. As ons vanuit die skrif antwoorde kan kry, kan ons dalk vanaand sê die grootste aanslag. En daar's nie 'n spesifieke orde nie. Ek wil net vanaand, as ek vir jou kan sê, is dat wanneer ons uit die skrif kyk vir antwoorde. Dankie John dat jy saamstem, amen daarop. As ons vanuit die skrif antwoord, kan ons sê dat die grootste aanslag van die bose vandag dikwels hierdie volgende insluit. Hoor gou, misleiding. Satan se grootste wapen, of een van sy grootste wapen. In Jesus kom en dan sê hy in Johannes 8:44 as ek reg is, Wendy gaan jou opsit, ek hoop ek is reg, dan sê hy, of is dit 46, ja, hy is 'n leienaar en die vader daarvan, ek dink is 44, ja, hy is 'n leienaar en die vader daarvan, hoor jy, wie is die grootste vader, wie is die grootste leienaar, wie is die vader van leuns, die vyand, die duiwel. Die grootste aanval is dikwels nie dramatiese manifestasies nie, maar leuns wat mense van die waarheid van Christus af wegtrek. En kan ek vir jou 'n paar voorbeelde gou gee? Ek gaan nie lank by dit staan nie. Daar's baie mense wat sê ek het God nie nodig vandag nie. Daar's baie mense sê daar's baie paaie wat na God toe gaan.
Sonde maak nie saak nie. Kerke wat sê, eenmaal gered, altyd gered. Kom net, die liefde van Jesus, die bloed van Jesus maak jou vry. Die bloed van Jesus gee vir jou redding. Die bloed van Jesus beskerm jou teen die bose magte, man. Hou op in resitasies bid en dank die Here vir die bloed van Jesus. Begin 'n bietjie geestelike manifestasies in oorlogvoering doen en hou op om mense te volg en ander predikers te volg. Begin om God en die gees van God te volg. Die waarheid van die Here is die waarheid en God se gees praat vanaand en God se gees is dit wat my en jou vry maak en dit is die bloed van Jesus wat jou beskerm. Dis wat jou beskerm. Nie jou ego nie jou trots nie, jou selfgesentreerde pedestaltjie wat jy bou nie. Nie die me, myself en I nie, die Here se bloed maak jou vry vanaand. Dis die Here se bloed wat jou beskerm teen hierdie aanslag. As dit nie vir die Here se bloed was nie, dan was ek al lankal in die hel. Kom man, begin dit te erken vanaand. Begin 'n bietjie die bloed van Jesus sien as die krag. Hou op om hierdie vyand te voed met hierdie simpelheid, man. Ek wil dit vanaand sommer so, ek het nie Jesus nodig nie, ek het nie 'n kerk nodig nie. Ag, twak man. Jy moet geestelik groei. Jy gaan jou knie buig voor God. Jy gaan jou knie buig voor God. Jou tong gaan bely, jy gaan uit die hel uitroep soos die ryk man. Stuur net iemand om my tong te kom verkoel, ek ly smarte in hierdie plek. Maar jy het Jesus bespot. Jy het 'n grap gemaak van die bloed van Jesus. Jy het die krag verloon toe die Here die bloed vir jou gegee het en hy het dit vir jou gegee om te doen. Die genesing. Die duiwel het niks met jou te doen nie. Daar's 'n duiwel agter elke bos. Hou op om die duiwel agter elke bos te soek, want ek wil vanaand vir jou sê, daar's baie bosse. En daar's baie duiwels en bose magte agter hierdie bosse. So ek weet nie wat een jy soek nie. Die duiwel het gesê, die duiwel het my verlei en toe maak ek die pornografie site oop. Jy lieg man. Jy het 'n welesgees en daai gees moet uitgedryf word en jy kom na nou Limits Gesinskerk toe, want daar dryf ons die duiwels uit. Daar dryf ons die bose magte uit. Daar kom die bloed en die bloed maak jou vry. Van jou krankhede en partykeer sommer van jou simpelheid ook. Ek dink dis ook sommer 'n bose mag. Vergewe my vanaand, maar dis waar. Dis die waarheid en dit is maar hoe dit is. Laat ek net kalm raak. Daar is niks lekker. Wat se koffie like julle? Wat is jou favourite koffie? Watter koffie kan ek by jou kom drink? Behalwe die koffie en wat is die ander goed? Frisco. Daar is plastiek koffie. Moenie my nooi vir dit nie. Jy moet ordentlike koffie drink. Ek het gister lekker koffie gedrink. Ek gister by mense, jy's 'n Christen, mooi kinders. Hulle het 'n koffiebar. Ek wil vir my ook 'n koffiebar bou. Jo, dit is ek sê. Jo, hierdie koffie is nou lekker. Hoor gou mooi. Kom blaai gou saam met my na Genesis 3. Genesis 3. Wat sê Genesis 3? Ek wil net gou hier vir jou iets lees. Toe roep die Here na hierso. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Hoe het die slang vir Eva mislei? Hoe het Satan vir Esau mislei? Nie met geweld nie, met misleiding. Hoor wat sê hy vir haar? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome mag ons nie eet nie, maar van die vrugte van die boom van die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie. Maar toe kom die slang en sê aan die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees. Wat doen hy? Hy kom mislei jou met sy leuns. Daar sien jy al in die begin van die God se woord, die vader van die leuns. 1 Timoteus 4 vers 1, kom die woord van die Here, hy sê, Nescafe Gold. Ok, ek gaan bietjie daar by julle kom koffie drink. Dit klink lekker. Wendy, sit vir ons Jesaja 54 vers 17 op, dan gaan ek dit vir ons lees. 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik, hoor gou mooi, nap sien hierdie goed, dat in die laaste tye, in die laaste dae, sommige van die geloof afvallig sal word, deurdat hulle ag gee op verleidende geeste.
hoor gou mooi, Douw Egberts, daai is baie lekker, Jacobs, ek gaan baie koffie drink. Een van die grootste gevare is wanneer mense stadig van Christus af weggedryf word en die waarheid verruil vir die dwaling. Dit is die grootste gevare. Mense, weet jy wat, ek gaan nou so met die deel, ook waar Jesus betrokke was met bose geeste, en met duiwels ook vir jou aanhaal. So ek sluit nou amper af, ek maak nou klaar. Markus 5 vers 1 tot 2 lees ons een van die mooiste gedeeltes, die man van Gadara. Hierdie man het tussen die grafte gewoon. Niemand, die woord sê, niemand kon hierdie man bind nie. Hy het hom self beseer. Hy was geweldig sterk, hy was totaal buite beheer. Nou, kom ek jou sê, die duiwel is sterk, die bose magte in mense. Ek is swaar, ek het teen hulle gehad, as hulle my gegryp het, en hulle vat my grond toe, hulle trek jou letterlik amper jou arms uit jou skouers uit. Ek sê, ek wil iets net by sê, toe ons, ek gaan nog dit sê, en ek wil dit net noem, onthou, duiwel kom nie waar die gees van God warm is nie, of koud is nie, ekskuus tog, hy kom nie in hy kerk nie, daarom is jy dalk miskien in 'n koue kerk sit, en is net prosperity, you don't accept, en jy verstaan nie hoekom dit nie. Ek wil vanaand vir jou iets sê, en dit is ook 'n feit, en dit is waardeur dit kom. Die duiwel kom nie daar roer nie, hulle kom vir die warm kerke, hulle kom vir ons, ek noem dit ons, ek is warm vir God, die Here ken my hart, en vir dit wat ek doen, die bloed, hulle kom, daarom sal jy altyd so baie aanslaai, en goed, dinge wat gebeur, mense wat in jou kerk teen jou spreek, goed, ja, as ek jou staaltjies vertel, hoor, jy gaan op jou rug val, jy gaan nie glo dat hierdie goed in jou kerk gebeur, Sondag na Sondag, selfs iemand wat, nee, wat, laat ek niks sê nie, laat ek net stil bly, kom ons kyk, toe Jesus hom ontmoet, vra Jesus, wat is jou naam? Jesus kom by hierdie man van Gadara, hy vra vir hom, wat is jou naam? En hy antwoord, Legio. En dit beteken baie, daar is baie van ons. Hoe werk demoniese invloede dan vandag? Hoe werk dit dan vandag? Nie elke probleem, ek wil dit gou vanaand vir jou sê, ek wil dit vir jou sê, nie elke probleem of sonde word deur 'n demoon veroorsaak nie. Wat ek nou nog gesê het, moenie die duiwel agter elke bos gaan soek nie. Ons eie sondige natuur, met ander woorde, verkeerde keuses. Okay? Like dit gou. Sê, yes, ek weet, dis my keuses partykeer. Hallo Alta, is julle Mosselbaai? Julle is gelukkig. Ek wil gou vanaand vir jou sê, verkeerde keuses. Hoe baie nie? En die gebroke wêreld en die rol wat hierdie gebroke wêreld waarin ons speel vandag 'n rol in dit het. So dis nie altyd elke demoon of elke bose mag nie. Okay. So ek wil ook net hê jy moet dit verstaan. So ek dink baie mense se koppe hardloop nou. In die skrif waarsku ons egter teen betrokkenheid by okkultiese praktyke. En ek gaan nou vanaand hiermee afsluit en ek wil eintlik volgende week hiermee aangaan. Ek wil nie baie iets sê nie, maar ek wil oor die okkultiese praktyke wil ek 'n bietjie in diepte ingaan en ek wil sekere goed vir jou gaan doen. En ek wil onder andere praat oor spiritisme. Mense wat selfs kinders van God is wat besig is om met spiritisme okkultiese maniere en goed te doen. En daai soort van dinge wat hulle besig is om te doen, ons 'n bietjie in diepte ingaan. Waar sê hy? Weet jy wat, né? Ek kyk nou die dag weer hierdie ou oom op kyk net. Ek sien hy ja, ek probeer sy naam kry, Gerald. Ek weet nie of jy hom al gesien het nie. Hy laat die mense op kyk net, dan sit die mense, kinders van God nogal. Hulle sit hulle hande op die kristalbal en bid hy oor hulle, dan sê hy vir hulle, hier staan papi nou langs jou, en die mense sê ja. Ek het hom al probeer bel, ek het al probeer by hom uitkom, jy kom net by sy tannie uit, ek weet nie wie dit is nie. Jesus, maar ek hoop miskien iemand ken hom en julle sê hierdie video, want ek wil vir jou vra, en dan sit hy nou nog met oorbelletjies ook. Nou weet ek nie of hy staan in piepie of sit in piepie nie, maar dit maak ook nou nie saakie. Dit is vir my 'n klare verkeerde ding.
So ek wil vanaand vir jou sê, as iemand hom ken, asseblief vra vir my met my nooi op sy program. Yes, ek wil voor die TV-kameras die verskriklike duiwel uit hom uitdryf in Jesus Christus naam. En dan sit hulle nou met hierdie kultiese maniere van goed, van hoe praat hy? Mamma sê jy alles gaan oké wees, sy praat nou en sy staan daar, sy staan nou met haar slippertjies. Luister, jou ma het nog nooit eens in haar lewe slippers gedra nie, maar jy sê sommer ja. Of sy krulle in haar hare, sy het nooit eens krulle in haar hare gehad nie, man. Jy weet, die mense word brainwash, wat is die woord, gebreinspoel. En so as iemand hom ken, asseblief man, vra vir hom, ek wil graag op sy program gaan, ek wil bitter graag op dit kom, en ja, so, daai goeders is dit wat hulle uitsaai vandag op die wêreld. Jy kan nie met die dooies kommunikeer nie, jy kan nie met die mense in die kry hom in Empress Casino. Hey, ek sal 'n bietjie gaan kyk of hy daar is. Is hy genuine daar? Ek sal regtig, ek sal definitief daar uitkom. Jy kan nie met die dooies praat nie, jy kan nie met die ander mense nie aan. Jy sien die spiritisme waarmee mense is, die oproep van geese, bose geese, okkultiese rituele, amper wil ek sê kennetjie, glasie, en daar's baie goed vandag, okay. So, okay, Baroque koffie van Mosselbaai, ja, okay, ek gaan by julle dit kom drink altyd, dit beloof ek jou. Deuteronomium 18 van vers 10 tot 12 sê, verbied hierdie praktyke uitdruklik. Kan ek dit gou vir jou lees en dan sê ek amen. Ek is klaar. Dankie dat jy saam met my geluister het. Ek sluit gou af. Ag, ek hoop julle het hierdie geniet vanaand. Ek hoop dit beteken vir julle iets. Dit maak vir julle oop. Ons gaan nog verder hoor. Volgende week en die tye daarna gaan ons bietjie in diepte ingaan. Hierdie goed word nog interessant. So ek het nou vanaand met jou bietjie gepraat oor die worstelstryd en die dinge van dit wat gebeur. Deuteronomium 18. En ons gaan lees, hoor gou hierso. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan nie. Jy op die kole loop en deur die vuur loop. Ek weet nie waar kom mense aan die goed nie. Dit was 'n okkultiese praktyk, ja. Wat met waarsêery. Man, jare terug het hier so 'n karavaan gestaan in die kant ook. Hierdie ouens met die Fortune vir eers, ek het daai ouens op hol gejaag. Ja, ek het al tot in die koerant gesit. Maar wat met waar sê, ek sal dit nou nie meer doen nie, ek het nie meer. Golery, hoor gou daar, golery, of met die verklarings van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees, wat het dan verander uit God se woord, uit kind van die Here? Hoe kom jy en jy sê goed soos dis Ou Testament? Jy kan nie, die Here Jesus sê dit ook hierso. Jy kan nie met hierdie goed te doen kry nie. Hoor, jy kan nie die dooies raadpleeg nie. Wat amper wil ek iets sê, sit jy nog met asse in jou huis? Ons gaan nog oor die doodsgees ook praat. So ja, soos jy 'n vraag wil vra oor dit, ek verpes ook hierdie verrassingsmure by kerke. Ek weet nie, dis, waar kom die mense aan dit? Maar ja, dis nou wat dit is. Want elke een wat hierdie dinge doen, is vir die Here. Ek ewen verpes, ek wil vir jou sê, dis my persoonlike opinie, mense stem nie daarmee saam, maar jy moet ook nie 'n lijk wys in 'n kerk hê. Jy moet nie daar met die dooies in die kerk praat nie. Nee, asseblief mense, julle moet julle kundig en julle kennis kry met hierdie goed. God se woord is die hoogste gesag, man. Ek is nou jammer, ek weet jy is lief vir die persoon. Ons is almal lief vir mekaar. En jy is lief vir die persoon wat dood is. Mag die Here regtig jou liefde vir hulle. Jou trane is nie hartseer nie, is liefde. Ek verstaan dit, maar ken God se plek, ken God se orde, ken God se woord. Asseblief man. Want elke een wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel, en om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here jou God hulle voor jou uit, hoor daar. In die geslagte, hoekom gaan dit so? Opreg moet jy wees met die Here jou God, opreg moet jy wees met die Here jou God. Baie dankie dat jy saam geluister het vanaand,
deel hierdie video asseblief, share hierdie video. Ons gaan volgende week definitief uitdruklik verder praat. Ons gaan praat oor die siektes wat in mense is, okkultiese bewegings. Ons gaan nou eintlik oor die rituele praat. Ek gaan so 'n bietjie in die diepte gaan met dit oor goed. Hou dit dop, goed wat jy kan sien. Dankie vir elke een van julle se liefde en bydrae. Kan ons vanaand in agreement kom dat ons bid soos ons nog nooit te bid het nie. Bid sonder ophou. Dissiplineer jouself. Ek wil weer vanaand vir jou sê hoe belangrik dit is om te verstaan dat die duiwel die vyand is van leuns. Weet jy wat? Geestelike groei. Dit is my gebed. Here, 2 minute oor 11, laat U wil geskied in my eie lewe ook, dat my geestelike groei en volwassenheid net die Here sal behaag, sy getrouheid, en dat ek altyd in volharding sal staan op die woord en die waarheid, dat ek nooit sal verander nie. Ek wil nie 'n voorgee mens wees nie. Verstaan jy? Ek wil weet dat ek 'n siel en die reg en die verkeerd, daar kan nie grys areas wees nie. Verstaan julle? Julle moet verstaan deur, en ek wil vanaand vir jou sê, jammer nou vanaand as jy nie gehou het waarvan ek sê nie. Weet jy wat, but that's what it is. Go complain to the Creator. Ek wil vanaand weer vir jou sê, nie elke aanslag of elke swaar kry of elke ding wat teen jou is nie. Ons gaan teen die einde van die reeks, moet ons die goed breek, en dan moet ons dit in die kerk gaan doen. Miskien sal ons 'n hele diens doen in die kerk, en ons sal aanbidding doen, en ons sal hierdie goed brand, en jy gaan klaarmaak, verstaan jy? Want dit is die vyand se werk, om dit te doen. Church Martin, sien jou Saterdag, bring net my prouwies wat jy my skuld. Geestelike groei en getrouheid vra volharding. Dis wat dit vra. Volhard elke dag. Bid en pleit die bloed van Jesus. Bloed is die grootste gesag. Baie dankie. Wendy, deel vir ons hierdie asseblief vanaand deel 1. Dis deel 1. Ons gaan in die reeks ingaan met dit. Ons gaan 'n paar lekker interessante. Ons kan nou ongelukkig seker nou nie met die tyd in elke diepte gaan van goed nie. Miskien waarvan jy wil weet, kan jy my vra. Ek kan altyd 'n vraag antwoord. En dan net weer om terug te kom, en ek sluit nou regtig hiermee af vanaand, en ek sê dankie dat julle geluister het. Onthou net weer die motief van die doop en waaroor dit gaan. Daar is een duidelikheid. Paulus skryf dit vir ons. Gaan lees Handelinge 19:1-7, Efesiërs 4-5 of 4 vers 5. Hy sê een doop of een Here, een geloof, een doop. OK. Kom ons bly by God so. Rooi, God se kerk moet wakker skrik. Hulle moet wakker skrik, my boeta. Hulle moet wakker skrik. Hulle moet ons kan nie aan die slaap gevang word nie. Wendy het nou die aand het hulle 'n pragtige ding, ek het dit geluister, het hulle gepraat, het hulle ook by die vroue ding gedoen, en dit is baie belangrik. En as ek ook terugdink oor die maagde wat nie gereed was nie, en is nie dat hulle ongehoorsaam was, of ek sal nie sê ongehoorsaam nie, hulle was daar, hulle het gewag vir die bruidegom, maar hulle was nie gereed nie. Hoe baie gaan nie gereed wees nie? Die kortman moet ook my prouwies bring, jy skuld my, ek het nou lekker sê op die dinge. Baie dankie vir julle liefde en ondersteuning. Die Here seën, mag julle 'n wonderlike rustige nag hê. God seën julle regtig in die diepte, en die Here pleit die bloed van Jesus, gaan lees dit. Onthou net weer vanaand, die worstelstryd, ek het vanaand jy spesifiek die worstelstryd gedoen, om hierdie te vir jou gee, en dit is wat vir ons belangrik is. Weereens net iets 'n goue recap, omdat Paulus sê dat ons voer nie 'n oorlog van 'n afstand aan nie. Die teenstander is by jou. Hy's miskien in jou huis, hy's miskien oralste. Is 'n hand tot hand geveg, is 'n stoei, dis 'n worstelgeveg. Dis wat dit beteken. Net so vinnig, ons leef in 'n tyd waar mense partykeer die wêreld, die geestelike wêreld ontken, of hulle sê die oormatigheid. Dis wat dit is, elke dag van ons lewe. En dan kom ek en dan sê ek, weet jy wat, die Bybel leer ons demoniese invloede in vandag se wêreld. Want ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, teen van hierdie duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste. Een van my gunsteling verse, Openbaring 12:12, die duiwel giet sy woede uit, daai gaan ek in diepte met jou behandel, jy gaan dit geniet. Lekker slaap, Jesus like jou.